As jy pas ingeskakel het, jy's ingeskakel op Radio Oeverberg 101.8 FM. Jy kuier saam met my Anet tussen die lyne net hier op jou gunsteling frekwensie. Ons gesels mayoral candidates and Dr. Jacques du Toit from Swellendam. As a former medical manager in the Overberg, Swellendam's mayoral candidate is a long-serving medical doctor with a strong passion for the community, looking to swap his scraps for the mayoral chain. Hier om ons meer te vertel van sy leierskapstyl en ook sy kandidaatskap is dan die man homself, Dr. Jacques du Toit. Goeiemôre en welkom hier by die Radio Oeverberg familie. Goeiemôre, dis vir my 'n besonderse voorreg om by julle aan te sluit. Ek is daarom nou al so 25 jaar Oeverberger, maar dis die eerste geleentheid wat ek kry om saam met julle op te tree. Ons sal dit definitief meermale moet doen. Ons Oeverbergers is mense wat ons saam is. Nee, verseker. Ek is gebore Villiers-Dorper. So ek is nou in Swellendam vir so 26 jaar, maar gebore in Villiers-Dorp. So ek ken die Oeverberg baie goed. Baie. My eerste vraag is, en ek seker almal vra dit, van medies na politiek, waarom daardie skuif? Ek dink nie dis so ver van mekaar af nie, dis maar al twee baie naby die huis. Aan die ander woorde, dis gemeenskapsdien nommer 1 en nommer 2. Baie waar. Ja, so dit is eintlik vir my 'n relatief maklike aanpassing. En gelukkig in die Swellendam omgewing, ek vir 25 jaar het ek die mense gedien in terme van gesondheid, so ek ken hulle behoeftes, ek ken hulle lief en leed. En ek gaan maar net voortgaan met dit. Dit is eintlik 'n ideale skuif dan, as soos jy dit nou verduidelik het, jy ken die mense, dit is 'n gemeenskapsdiens, jy weet hulle lief en leed, so dit is eintlik 'n baie goeie skuif, en dit maak sin. Ja, nee, verseker, en veral in die politiek, is ons baie afhanklik van mekaar en 'n vertrouensverhouding, dink ek, krities belangrik in politiek, en dit het ek reeds opgebou oor 20 jaar in die mediese diens. So die mense vertrou my en ek weet wat hulle behoeftes is. So op die onderwerp van mense se behoeftes, wat is vir jou die grootste knelkwessie? Ja, ek dink die grootste knelkwessie, en dis 'n ding wat toenemend 'n probleem raak en toenemend dink ek dringende aandag nodig het, is die veiligheid. Veiligheid op die platteland is besig om te verander. Ons weet dat daar redelik aggressief opgetree word teen die misdadigers in die stede in Kaapstad. Weermag het inbeweeg ensovoorts. So wat doen die misdadigers en die dwelmsmouse en die ook betrokke is by kriminaliteit? Hulle beweeg uit na die platteland. So ek dink dit is waarskynlik die grootste item wat op my agenda sal wees. Behalwe natuurlik water, né? Water, ja. Natuurlik service delivery is die volgende groot ding vir enige een as jy dink aan munisipaliteite. Ek wil 'n bietjie raak aan jou leierskapstyl. Hoe sou jy jou leierskapstyl beskryf? Ja, ek is iemand wat ek hou daarvan om mense hulle toe te laat om hulle self te wees. Met ander woorde, ek is nie die woord wat ek nou wil gebruik, ek is nie 'n micromanager. So dit wil ek presies nie wees nie, maar ek hou mense verantwoordbaar vir wat hulle moet doen. So die maklike antwoord is, ek het geen probleem met enigiemand wat vir my werk of onder my werk of vir wie ek verantwoordelik is, solank so 'n persoon uit sy werk doen. As hy nie die werk doen nie, dan is daar nou sekere stappe wat mens nou sal doen. En dis dit, maar verantwoordbaarheid, doen jou werk en dien die gemeenskap, want ek wil dis mos 'n gemeenskapsdiens, mense jou kies om daar te wees om sekere goed te doen. So dis baie maklik. So ek het 'n free spirit vir dit. Ja, en ek dink ook dat dit bring my by accountability en transparency, want vir my gaan daardie twee ook hand aan hand. Om verantwoordelik te wees, moet jy ook transparant wees. Ek wil ook raak aan korrupsie, want dit is ook nogal in die munisipaliteite 'n groot probleem. Wat is jou gedagtes oor korrupsie, hoe om dit uit te wis? Ja, korrupsie is 'n ding wat baie keer deur oppositiepartye gebruik word om mense verdag te maak teen, sê net maar, die heersende administrasie of die heersende politici. En in die proses word daar baie tyd gemors en baie energie gemors en die gemeenskap lê eintlik maar daaronder. So dis een van die goed. Die ander ding om korrupsie en deursig transparency te
seker te maak dat dit wel plaasvind is deelnemende bestuur. Met ander woorde, Mm. daar is strukture wat in plek gesit moet word, gemeenskapsstrukture wat in plek gesit moet word, wat nie altyd in plek is nie, maar waarvoor ek sal sorg sodat gemeenskap weet wat aangaan, kan deelneem aan gesprekke. En dit is eintlik baie maklik. So ek Ja, is nie ja. bekommerd daaroor nie, dit sal deel wees van ons administrasie. Dit is die stem van Dr. Jacques de Tooy van Swellendam. Hy is die burgemeesterskandidaat van Swellendam. Ons gesels bietjie oor sy kandidaatskap en oor sy leierskapstyl. Laaste vraag voor ek julle gaan. Ons sien in verkiesingstye dat daar word so baie dinge vir kiesers gesê en beloof, net om hulle stemme te kry. Hoe kan ons verseker dat hierdie kiesers, ons as kiesers, kry wat ons wat ons beloof is? Ja, ek wil dit as 'n baie geldige vraag of 'n versoek. Dit is baie maklik. My benadering tot dit is om uit die aard van die saak nie beloftes te maak nie, Ja. deursigtig te wees, maar ek dink die antwoord lê eintlik daarin. Jy weet, luister wat die kiezer wil hê en deur deelnemende besluitneming jy weet, kom 'n mens uiteindelik by 'n oplossing uit sonder om 'n belofte te maak. Baie dankie. Baie dankie vir jou tyd. Dit was wonderlik om met jou te gesels op Radio Oeverberg en ons hoop ons gaan dit meermale doen. Baie sterkte met die verkiesingsveldtog en met die kandidaatskap. Ons sien uit daarna om die uiteinde te kry. Okay, baie dankie. Dankie hoor, totsiens. Totsiens, bye. By Tussen die Lyne kyk ons nie net na wat gebeur nie, maar hoekom dit gebeur en wat dit vir jou beteken. Ons lees tussen die lyne van die hoofopskrifte en praat met mense wat werklik insig het in die sake wat ons lewens raak. Tussen die lyne elke donderdag 12:15 tot 1:15. Meet Rapid Dawn outsourcing specialists. With over 20 years of industry experience, they're perfectly positioned to guide you through the fourth industrial revolution. From employee contracts and BEE certificates to company registrations and tax directives, Rapid Dawn handles all your tax-related services with precision and care. They also offer life and short-term insurance solutions, as well as expert IT contractor placements, remuneration and tax structuring. Contact Rapid Dawn today at valerie@rapid-dawn.co.za or visit rapid-dawn.co.za. Let's work together.